Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Nou ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name. Met ander woorde, Jahwe ons Elohim, dit is God Almagtig, sy Hebreëse naam. Yahweh is Jesus Christus en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons maak altyd 'n gebruik van 3 Bybels wanneer ons studies en ons voorbereiding doen. Die 1611 King James Version, nie die New King James Version nie, die 3353 Afrikaanse Bybel en dan natuurlik the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, ook nie die Emphasis Version nie. Daar is van hierdie Bybels beskikbaar as julle by deur professor Hannes Redlinghuis. As julle belangstel, stuur vir ons 'n e-pos na die e-posadres wat aan die einde van die program op die skerm sal verskyn en ons sal vir julle die inligting stuur. Nou dit is ons laaste uitsending oor die onderwerp sonde en ek wil net kortliks saamvat wat ons tot dusver bespreek het. Nou kom ons kyk, sonde. Sonde is nie iets wat 50 jaar of 100 jaar gelede ontstaan het nie. Dit het reeds in die begin van die skepping in die tuin van Eden ontstaan, deur ongehoorsaamheid aan Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig, deurdat Eva en na die Satan geluister het. Die Satan wie die vader van die leuns is. Hy veroorsaak twyfel in ons almal se lewens, en om te twyfel in die woord van Jahwe ons Elohim, dit wil sê God Almagtig, is sonde. Nou soos deur een mens sonde gedoen is, so is daar genade deur een, en dit is ons verlosser, Yahweh, met ander woorde Jesus Christus. Yahweh het die geestelike dood oorwin, maar nog nie die vleeslike dood nie. Gebede sonder opregtheid is soos die offer van Abel. Jahwe ons Elohim het geen behaag daarin nie. Jy mag nie die rede wees dat jou broer of suster struikel en terugkeer na die sonde toe nie. Jou woord en daad moet altyd van so 'n aard wees dat almal Yahweh, met ander woorde Jesus Christus, in jou lewe kan raak sien. Soos 'n lig wat skyn in jou. Ons moet geestelik groei en van melk oorgaan na vaste spys. Die vraag is hoe? Deur Yahweh, dit wil sê Jesus Christus te leer ken, deur die woord te bestudeer en dan in heiligmaking nougeset leef elke dag van jou lewe. Ons moet ons bruilofskleed, met ander woorde, skoon hou. Weereens, hoe? Hoe doen ons dit? Ons moet luister na die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Hy oortuig ons van sonde en van ongeregtigheid en hy lei ons in alle reg en in waarheid. Nou niemand van ons kan sê dat ons nie sondig nie een van ons nie. Jy kan nie in sonde lewe en dink jy is uit Jahwe ons Elohim gebore of wedergebore nie. Jy lewe in sonde wanneer jy in die vlees lewe. Wanneer jy toegee aan die vleeslike versoekings en as jy steeds in die duisternis leef. Nou, aan die ander kant, as ons in die lig wandel, soos Yahweh, dit wil sê Jesus Christus, die lig is, dan leef ons in Yahweh, ons lewe binne in hom, en dan reinig hy ons van ons sonde deur sy bloed. Sonde is van die begin af die dood. 1 Korintiërs 15 vers 55 en 56. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Toe Jahwe Elohim, dit wil sê God, vir Adam in die tuin van Eden verbied het om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet, anders sou hy sterwe, het hy dit bedoel, Jahwe het dit bedoel, en toe gebeur dit so, en die dood word toe, en is vandag nog onvermydelik. Nadat hulle gesondig het, tree tyd, ouderdom en die dood in, alhoewel hulle reeds vir duisende jare in die tuin gewoon het. Wat beteken hierdie vraag dan? Vers 56. Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Sonde veroorsaak die dood, maar Jahwe, dit wil sê, Jesus het ons genade gebring, en het die doderyk oorwin. Al hoe die doderyk vandag 'n siel kan wen, is as iemand sou sterf sonder dat hy tot bekering gekom het, of wedergebore is. Sy of haar siel sal na die doderyk toe gaan, en dit sal daar vasgevang bly tot die wit troon oordeel. Die oorwinning oor die doderyk is dit. Alhoewel almal deur die doderyk gaan die wie gered is net deur die doderyk stap,
die paradys in. Soos byvoorbeeld, sê ek en pastoor Wim reis saam in 'n motor. Pastoor Wim is gered, ek is nie. Ons kom in 'n ongeluk en albei van ons sterf. Albei van ons siele gaan doderyk toe, want ons kan nie verby die vloek van die doderyk kom nie. Ons albei stap by die doderyk in. Ek wat ongered is, word onmiddellik met kettinge vasgebind, en jy, Wim, wat gered is, stap deur die gordyn in die paradys by Jahwe, ons Elohim in. Yahweh het nie die prys betaal vir die vleeslike dood nie, maar die geestelike dood. Die krag van die sonde is die wet. Die Bybel sê, die wet of die letter het doodgemaak, maar Yahweh het gekom om lewe in oorvloed te gee. Nou, hy het homself vir ons sondes kom gee. Kom ons lees Galate 1 vers 4. Wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onsse God en Vader. Nou die Bybel sê dat hy nie sonde gehad het nie, maar dat hy sonde kom word het. Ons almal weet hoe hy sonde kom word, deur aan 'n kruishout te kom sterf. Daarmee het hy ons losgekoop van hierdie bose wêreld. Nou hy het reeds vir ons sondes gesterwe. Hy het reeds alles gedoen om vir ons sondes te sterwe. Ons het net nodig om dit te glo en om hom aan te neem as ons verlosser en dan vir hom te leef tot aan die einde toe van ons lewe. Kom ons lees ook Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien hom, dis nou naamlik Jesus Christus, Yahweh, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God, Jahwe ons Elohim, vir elkeen die dood sou smaak. Nou kom ek verduidelik. Kom ons lees daai stukkie. Maar ons sien hom, dis nou naamlik Jesus, Yahweh, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Nou, dit beteken terwyl hy as mens op die aarde was, vanweë die lyde van die dood. Lyde is die marteling vir my en vir jou en vir die volgende persoon. Die ander gedeelte van die versie lees, met heerlikheid en eer gekroon. Nou ons word met hierdie heerlikheid en eer gekroon en daarom word ons ook konings, seuns en priesters van Jahwe ons Elohim genoem. Hy sê, alles wat hy ontvang het, word ook ons sinne. Hy sê aan die apostels, voordat hy opvaar na die hemel, al die mag en gesag wat die Vader my bedien het, dit gee ek vir julle en die nageslagte. Nou die vers gaan verder, kom ons lees, sodat hy deur die genade van Jahwe ons Elohim, dit wil sê God Almagtig, vir elkeen die dood sou smaak. Nou hy het die dood kom smaak, sodat ek en jy ons ook met heerlikheid en eer gekroon kan word. Toe hy aan die kruis gehang het, kon hy so maklik gesê het, dat hulle die verkeerde persoon straf. Maar, volgens Jesaja 53 vers 7, wat het hy gesê? Hy was soos 'n skaap wat stom was voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Nou toe hulle hom met die vuis geslaan het en gevra het, dis nou in Matteus 26 vers 63 en 64, of hy die seun van God is, toe het hy geantwoord, u het dit gesê. Nou hy kon so maklik gesê het, julle het die verkeerde persoon, maar dan was daar vandag vir ons geen redding nie, en wel net vir die paar Israeliete, wat wel die 613 wette sou kon handhaaf het. Ons dink aan die Islam geloof, Mohammed. Nou ek wil net noem so, hy was 'n caravan robber. Hy het nie iemand se laste kon dra nie, glad nie. Volgens die Islam geloof was hy 'n profeet, terwyl Yahweh, dit wil sê Jesus Christus, die seun van die Allerhoogste is. Wat ons sonde kon dra het. Tot die Islam se sonde het hy kon dra, glo dit of nie, die hele wêreld se sonde. As hulle dit maar net wil besef. Maar omdat hulle hom die rug gekeer het, gaan die oordeel oor hulle wat hulle gedoen het en steeds doen, baie erg wees. Nou kom ons gaan nou verder met Romeine 5 vers 21. Sodat soos die sonde geheers het in die dood,
so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jahweh, ons meester, Jesus Christus, ons Here. Nou kom ek verduidelik. Sodat ons die sonde geheers het in die dood. Wat is die rede vir die dood? Die sonde. Die vers gaan verder. So ook die genade kan heers deur die geregtigheid of die volmaaktheid tot die ewige lewe deur Jahweh, ons meester, Jesus Christus en Here. Ons bewerk nie ons eie saligheid nie of ons eie redding nie. Nee, dit is gawe van geregtigheid tot die ewige lewe. 'n Genadegawe deur Jahweh, Jesus Christus. Hy het deur sy bloed die vergifnis van ons sondes bewerkstellig. Matteus 26 vers 28, kom ons lees. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Nou hy praat nie van die 613 wette van Moses en die bloed van bokkies en lammetjies nie. Hy sê self, dit is sy, wie sy? Dit is Jahweh se bloed. Wat hy was die perfekte offerlam en terselfdertyd was hy die hoëpriester. Daarom besny ons ook nie vandag meer ons kinders nie. Daar is nie redding in die Ou Testament se feeste en rituele nie. Waar sonde oorvloedig is sy genade meer oorvloedig. Maar onthou net, hierdie is nie van toepassing op moedswillige sonde nie. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Die Bybel sê met ander woorde, hy wat sy sonde bely sê nie, hy wat sy sonde bely sal vergewe word nie. Dit sê, hy wat sy sonde bely en laat staan, sal vergewe word. Mag ons dan aanhou sondig, omdat ons nog in die tyd van genade leef? Kom ons lees Romeine 6 vers 1 en 2. Apostel Paulus begin met die vraag, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Kom ons stel dit anders. Sal ons in die sonde bly, omdat ons vandag nog in die genade van Jahweh leef? Of kan ek aangaan met alles waarvoor ek vergifnis gevra het toe ek tot bekering gekom het, omdat daar nog genade is? Apostel Paulus antwoord in vers 2, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? As ons die sonde afgesterf het, dan is dit nie net 'n mondelingse belydenis wat ons doen as ons tot bekering kom nie. Ons moet dit afsterf. Dit moet dood wees in jou lewe. Hoe? Jy kom tot bekering. Maar onthou nou, bekering is 'n wilsbesluit. As jy nie die sonde afsterf en heeltemal laat staan nie, dan is daar geen substansie in daardie wilsbesluit nie. Dan gaan die vers verder, hoe sal ons nog daarin lewe? As jy erns maak van jou bekering en jou onderdompeling of jou wedergeboorte, dan sal jy nie meer sondig nie. Wat moet jy doen met daardie persoon wat die sonde afgesterf het? Jy moet hom begrawe. Want soos wat ons in Jahweh geonderdompel is ons in sy dood geonderdompel. Ons is dus saam met hom begrawe, en net soos wat hy uit die dood opgewek is, so word ons ook opgewek as 'n nuwe mens. Dit is hoekom ons soveel klem lê daarop, dat daar verandering in jou lewe moet wees, wat sigbaar moet wees, sodat ander vir Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, in jou kan sien. Dan sê die Bybel, daar is vergifnis vir almal, Matteus 12 vers 31 en 32. Daarom sê ek vir julle, dis Jahweh wat praat, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees, dis die Ruach HaKodesh, sal die mense nie vergewe word nie. Wat beteken dit? Dit is wanneer jy Jahwe Elohim of God tot leenaar maak. En die Bybel sê, dat hy nie kan lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie? Dan gaan die skrif verder in vers 32, en elkeen wat die woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh,
dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. As ek byvoorbeeld vir iemand sê, God het vir my gesê, jy gaan môre heeltemal gesond wees, en dit gebeur nie so nie, dan moet ek met klippe doodgegooi word, want dan is ek 'n vals profeet. Want die Bybel sê, ek het vir hom, ek het vir Jahwe Elohim, ek het vir God Almagtig, tot 'n leenaar gemaak, want dit wat hy gesê het, vir my, het nie waar geword nie. Gaan lees gerus die skrifte in die Bybel wat sê dat Jahwe Elohim nie kan lieg nie. Numeri 23 vers 19, Titus 1 vers 2 en Hebreërs 6 vers 18. Nou geen offer bly meer oor vir hulle wat opsetlik sondig nie. As ons Hebreërs 10 vers 26 tot 27 lees, kom ons lees gou daar. Vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Nou ek verduidelik. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, nou, nadat ons die waarheid in die Bybel ontdek het, nadat ons die Bybel tot so 'n mate leer ken het, dat ons hierdie verse al gelees het en dit verstaan, nadat ons tot bekering en of wedergeboorte gekom het en ons sondig steeds, dan sê die Bybel, dit is soos 'n hond wat na sy eie braaksel toe terugkeer of na toe teruggaan. Nou die vraag is hoekom? Want ek vertrap die offer wat Jahwe, ons Elohim, sy seun, dis nou Jesus Christus, Jahwe, vir my en jou gegee het. Ek vertrap sy bloed in die grond in. Vers 27. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Wat is die hel? Of dit is die hel, ekskuus, ons weet wat die hel. Dit is die hel. Waar die dood en die doderyk in die poel van vuur gewerp word. As jy opsetlik sondig, dan haal jy elke keer jou naam uit die boek van die ewige lewe uit, as jy opsetlik sondig. Ek wil net hierso sê, dit is baie moeilik om jou naam weer terug te kry in die boek van die lewe. Ja. Dit is nie net 'n geval van, ek het gesondig, ek vra vergifnis, alles is oukei, en Ja. ek sondig weer nie. Jy moet waaragtig ophou met dit wat jou sonde is, wat jou altyd weggehou het. En ons Elohim weet wanneer jy dit opreg bedoel. Natuurlik, ja. Nou ons het 'n anker vir ons siel. As ons lees in Hebreërs 6 vers 19. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant, die voorhangsel. Nou kom ons breek die sinnetjie op. En ons het dit. Nou wat is dit? Dit is die bloed van Jahwe, sy genade en sy woord. Die sinnetjie lees verder. En ons het dit as 'n anker. Nou 'n skip sonder 'n anker is gedoem. Hy gaan een of ander tyd sink of vasloop teen 'n rots of wat ook al. Nou Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, is ons anker. Sonder hom sal jy sink, met hom sal jy vir ewig lewe. Nou, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant, die voorhangsel. Nou dit is daar waar die hoofpriester eenmaal per jaar in die tempel kon ingaan om sy volk en die volk se sondes te bely, sy en sy volk se sondes te bely, deur die diere te offer en die bloed van die diere aan die gerubs, dit is nou die engele op die verbondsark se vlerke, van die verbondsark te smeer. Vandag gaan ek en jy elke keer agter daardie voorhangsel in as ons bid tot Jahwe ons Elohim. Want Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, het al ons sondes op hom geneem toe hy gesê het, dit is volbring. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En vandag kyk Jahwe na ons en hy sê vir Jahwe ons Elohim, Vader, vergeef hom of haar, want hy of sy weet nie wat hulle doen nie. Nou hierdie boodskap van Jahwe is 'n uitnodiging aan elkeen van die wat hom nog nie aangeneem het nie. Sodat jou lewe kan verander, deurdat jy 100% vir hom leef en jy ander vergeef vir wat hulle aan jou gedoen het, sodat bitterheid jou nie eendag uit die hemel hou nie. Stap vorentoe
Gryp Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, vas. Bely jou sondes, want hy het dit reeds alles vergewe. En dan word hy jou anker, waarsonder jy nie kan leef nie. Die woord sê, hy is getrou en regverdig, as jy jou sondes bely. Nou jy het nie nodig om jou sondes aan ander te bely nie, soos die Rooms-Katolieke Kerk, want hulle kan jou nie vergewe en aan jou die ewige lewe bied nie. Dis nou weer tyd dat ons kyk na die versvergelykings tussen die drie vertalings, 33, 83 en 2020. Ons gaan kyk na 1 Korintiërs 15 vers 55, 1933, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die 83 en 2020 se vers is dieselfde, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Nou, ons moet gaan kyk na die verskil tussen die woord dood en die woord doderyk. Dood is die fisiese dood van 'n mens. En doderyk is onder die aarde waar die ongoddelike siele gebind in kettinge gehou word tot wanneer die wit troonoordeel gaan plaasvind. Dit is die tweede dood. Die eerste is die fisiese en die tweede dood is waar die ongoddelike saam met die doderyk direk in die vuurpoel gewerp gaan word, met ander woorde hel toe gaan. Die bruid wat in die hemel is, daar is nie 'n tweede dood vir hulle nie, daar is net die eerste dood, die vleeslike dood en dan die ewige lewe by Java Elohim. Die woord doderyk wat in die 83 en in die 2020 vertalings verander is na dood, is dus nie die korrekte woord nie. Maar ek was toe nuuskierig en toe om te sien of wat hulle gedoen het met Openbaring 20 vers 14 waar die laaste oordeel beskryf word, en ek lees dit vir julle. 33 en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. 83 toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi, dit is die tweede dood, die vuurpoel. 2020 toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi, dit is die tweede dood, die vuurpoel. Nou ek het nie 100% geweet wat die woord Hades behels nie, en die voetnotas in hierdie 2020 Bybel lees, dit is voorgestel as 'n plek onder die aarde waarheen mense wat sterf afdaal, maar hier word nie melding gemaak van watter mense nie, en die definisie in die HAT van Hades is naam in die mitologie vir die onderwêreld. Dit is die doderyk of die hel, 'n donker onderaardse gebied. Die naam word ook gebruik vir die heerser oor die gebied. Wie is die heerser van die onderwêreld? Satan of Lucifer. Laastens wil ek net noem dat die 2020 Bybel die seun van die mens verander het dat die woord mens met 'n hoofletter geskryf word, net soos wat ek 'n week of wat terug gesê het, die woord duiwel ook nou met 'n hoofletter geskryf word. En die vraag is, hoekom sou hulle dit so verander? Sodat die seun en die mens en die duiwel almal op dieselfde vlak gebring kan word. Hoe jammerlik is dit nie dat hulle die mense so verwar met die nuwe 2020 vertaling nie, nee. Nou mense, ons het aan die einde gekom van ons uitsending, ons bediening. Ons hoop dat julle dit deursaam gevind het en dat ons 'n volgende keer weer by mekaar sal wees. Kom dat ons net afsluit. Ons almagtige Hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Ons kom vandag na U toe in 'n blye aanbidding. Ons wil U naam groot maak. Ons wil U eer, ons wil U loof en ons wil aan U lofliedere sing. Ons kom vandag weer na U toe en ons pleit by U Java ons Elohim in die naam van Jafashua. Vir ons broers en susters in die wêreld, daar waar een en elk van hulle vervolg word vir U naam, pleit ek dat U hulle sal behoed, bewaar en beskerm. Daar waar hulle deurgaan, dinge wat ons nie ken waardeur hulle deurgaan nie. Ek bid en ek pleit by U, die bloed van Jafashua oor een en elk van hulle, dat hulle sal staande bly en indien hulle so vervolg word, dat U met hulle sal wees en by hulle sal wees. Ek bid ook vir die herlewing in ons land, dat die herlewing sal plaasvind, sodat die bruid tot vervulling sal kom.
Vergewe genadiglik al ons menigvuldige sondes. Ons vra nie omdat ons enige iets verdien nie, net uit genade. U naam ter ere. Laat dit so wees. Halleluja. Halleluja, tot 'n volgende keer. Totsiens. Tata.